Semper Splendidor, oftewel Always Bright. En Waterkloof. Sy heel agter Ronan Bastiaanse wat die spel onderweg kry. Goed ingeneem van die afskop deur die agste man Ruben Creer. Ongerust op, hy sal inklim spel lewer. Solank hy op die veld is, Adib Bourain, die skramskakel van Paul Roos. Nog 'n geweldige talentvolle speler. Mooi ingeneem. Deur die vleuel, Jaden Badenhorst. Die teendryf van Paul Roos Gimnasium. Ons sien nie so byna vir Waterkloof, maar as Gert Kemp wat gestraf word. Die eerste strafskop in hierdie kragmeting behoort aan Waterkloof. En man wat saam met my in die kommentaarhok sit. Hy het absoluut geen bekendstelling nodig nie. Ou bekende hier op Supersport en Supersport Schools, Kennedy Tsumba. Paul Roos Gimnasium, een van die spanne wat gewys het dat hulle saam met die voorstes gaan gesels hierdie jaar. Yeah, definitely a side that is worth the watch, as you'd say, and this is a good steady start here by the local home side anyway, which is Waterkloof. Prinsloo, Franco Cronje, hy het gegee daar in die middelveld, groot kontak. Stadig besit vir Waterkloof, die voorspelers wat omvou en hulle gebruik daar 'n klein kantjie. Van der Gane in die agterlyn vir Paul Roos. Samuel Badenhorst, hy is baie gevaarlik. Keenan Stoffels, dit gaan keer kos. Sprankelende spel, Paul Roos Gimnasium. En binne 3 minute die eerste punte op die tellbord. Canterin scoring the first try of this game, just after 3 minutes. And this is a good start here by Paul Roos. Waterkloof aanvanklik baie balbesit na die eerste 2,5 minute. Die eerste kans wat Paul Roos het, maak hulle 'n voltal van 7 punte, 2-1-6 op Supersport Schools. Ook op die Supersport Schools 'n toepassing en is Waterkloof wat losbars. Van haar die rolmaal beweging af, het lyk na Janse van Vuren. Prinsloo. Weer balverspreiding deur die buksie van Waterkloof, Michael Prinsloo. Gerust op vir Marco Kok. Hy sal nie 'n tyd terug staan vir hierdie Paul Roos voorspelers nie. Goeie aangee deur Cronje, spasie in die oorkant. Waterkloof gaan gelyk maak. Heel agter wat daar oorgebar sit en is hy wat ook die vir 5 skop gaan waarneem met 'n kans om sake gelyk te maak. Die 2024 Noord-Suid rugby toernooi Kennedy Tsumba sal vir altyd onthou word as die toernooi waar Grey College verslaan is deur JP High School for Boys. En dit was Grey College wat ook in die eerste 4 minute reeds punte aangeteken het na die kragmeting met 'n pragtige 3 in die linkerkantstoek. Maar vandaar was dit die manne van Kensington wat oorgeneem het en kan Waterkloof vandag hier dieselfde vermag. Bastiaanse, hy maak geen fout nie. 1966 as Stellenbosch Gimnasium. 1910 verander na Stellenbosch Boys High School. En toe uiteindelik in 1946 vernoem na die Paul Roos of na die Springbok kaptein. Waar die eerste oorseese toer Paul Roos. Maar nou in die kwartgebied Joshua Dampies. Dampies in die doellyn. Nee, hy is net kort. Hy was aanvanklik opgehou deur die Waterkloof verdedigers. Bourain, Mbaliswana, sekerlik gaan hy nie gekeer word nie. En is Mbalisane, Lukwa Mbalisane, wat oorwas vir Paul Roos se tweede 3. Yeah, that's his second try of this tournament. He's able to just dot down the big, burly, tight-head prop, who's always looking for action, always wants the ball in hand. And after a brilliant snipe there by Joshua Dampies to set this whole phase up, yeah, he had almost an easy angle and just drifted through, and there he dotted it down. Good try there by the tight-head prop.
Ja, ons het gesels oor die talentvolle Joshua Dampies. Hy kry weer 'n kansie met sy tweede doelskop in hierdie kragmeting. Maar is die pres wat hy na die verdediging van Waterkloof geslaan het, wat vir Luchwa Mbali staan die geleentheid gegee het om oor te bars. En Dampies, wat wys, hy's ook maar net mens. Voorvoet, weer Gerrit van Vuren. Nou opgetel deur Kemp, hy's net kort. Stadige bal en Maralabera oor die doellyn. En Paul Roos vir die laaste sê gaan hê hier op die hoofveld van Affies. Yeah, and there's the coach smiling and clapping. He's showing ovation that his side was able to just absorb the pressure that was being put on there by Waterkloof just a couple of seconds ago in their own 22, and for them to just break away and be able to get through some of the defenders of Waterkloof and be able to just pick up and score the try around that ruck. They've done well here. There was the pickup just around the corner. And it looks like it was a reserve tight head prop that was able to dot it down, as this is the last kick of the game. Paul Roos have been good value for their win. They add to those extra 2 points. Ja, Paul Roos Gymnasium met nog 'n goeie vertoning by die NMI Toyota Noord-Suid toernooi. Die eindtelling in hierdie kragmeting 47 punte teenoor 24. Maar 'n woord van lof van hierdie Waterkloof span, nie vir 'n oomblik gaan lê nie. Die rustydtelling was 19-7 in die guns van Paul Roos Gymnasium in 'n blitskrieg vroeg na die tweede helft.